Here Baba, dankie vir elke persoon wat by mekaar gekom het, Vader, ek bid dat jy hulle sal seën. Lord, I want to ask you, Holy Spirit, to minister to us, let the words being said here not be a man's words, but the words out of your Holy Spirit. Here, lei ons hierin, dat elke gedagte gevange geneem gaan word om die woord te hoor en te doen. That we walk away here better than we came in. That we make changes in our lives to suit by you and not by ourselves. Not to satisfy people, nie om mense tevrede te stel nie, maar om u tevrede te stel in alles. Seën die woord, seën die woordes en seën elke persoon wat hier by mekaar was, die wat verjaar het. Here, dankie dat hulle nie baie ouer lyk nie en dat hulle nog 'n jaar bygekry het. En seën hierdie dag vir ons verder in Jesus naam. Bless us in Jesus name. Amen. En ek sit en ek praat met JJ en snaaks, sy loop in, she walks in and she didn't hear the conversation and she filled in with the conversation exactly what we were talking. En ek het 'n woord gebruik toe ek en JJ praat, toevallig. Mense sê altyd, toevallig het iets gebeur. 'n Vriend van my het altyd gesê, ek sê vir JJ, nee, ontleed 'n woord. Kyk altyd na 'n woord om die betekenis van die woord te kry. Rip a word apart to get the meaning of the word. Toevallig beteken, toeval die lig daarop. Toevallig. Okay. Dis nie per ongeluk nie. Jy het net die switch het aangegaan en jy het besef, wow, dit het nou gebeur op die regte tyd. Die lig het aangegaan. Jy was in die duister. You were in the dark. Die lig het opgeval en toe besef jy, okay, dis nou realiteit. Maar ek sit hier die laaste klompie dae en ek kyk na ietsie op YouTube. En ek kyk na hulle praat oor die Gen X generation. Dis die generation van die 60s af tot die 90s bel toe. Dis die ouens wat, okay, hierdie gaan nou die wêreld skok. This is going to shock the world and you will know what I'm talking about. Dis die ouens wat in die middag huis toe gekom het. Hulle het van die skool af huis toe geloop of fiets gery. Hulle het huis toe gekom. Hulle het sekere take gehad wat pa gesê het moet gedoen word. They had certain stuff that had to be done, anderste word jy geneek. Jy word nie in 'n hoek gesit nie. Die flippin hoek word gestraf om na jou lelike gesig te kyk die hele tyd. Ek kan altyd lag mense wat sê hulle straf hulle kinders deur hulle in 'n hoek te sit. Really? Die enigste ding, die Bybel sê 119 keer, jy maak 'n kind se ore oop deur sy boude te slaan. Nie te praat met hom nie. Maar die Gen X generation was daai soort, hulle het skool toe gegaan. By die skool het hulle nie op fone gesit nie of voor komputers gesit nie. Hulle het gaan kyk wie te sokkerbal, wie te rugbybal, wie die cricketbat gebring, wie die tennisrakette gebring. Hulle het games gemaak om te speel. They kept themselves busy. Ons praat nou die dag oor the Gen X generation. A tennis ball was our best friend. Ek dink ek en jy het dit bespreek, JJ. Ja. The tennis ball was our best friend. 'n Tennisbal het oral saam gegaan. Min het ek geweet ek gaan later die hele tyd met tennisballe speel en goed raak daar. Maar 'n tennisbal, kom ek sê gou vir jou, kom ek vra julle ietsie. Mia, Lance, wat is king stingers? Okay. Frans, wat is king stingers? 'n ringstinger of 'n King stingers. O nee, 'n ringstinger. Met 'n tennisbal. Nee, wat op mekaar gegooi het. Ja, een ou is aan. Ons was nie gay as ons wegkruipertjie gespeel het nie. Ons idee van wegkruipertjie was die. Jy kruip weg. As die ou jou kry, klap hy jou. Hy vee jou. Maar king stingers was hierdie. Jy het 'n tennisbal gehad. Nou jy het uitgevind hoe hard is 'n tennisbal. Want ons het nie mekaar met 'n tennisbal Posten was Marlboro. Jolly? Ja, maar ons het daai Nee, kom asseblief. hierdie, vir die wat nie weet nie, is 'n tennisbal. This is 'n tennisbal. Okay. Hierdie bal maak seer as jy dit ons wy gespeel het. Nou vandag gooi hulle mekaar so. Jy's aan. Net jou naal breek nie, gaan na Mia toe as jou naal breek, sit 'n nuwe masjienkie. But understand one thing, that's how king stingers were played. Nee.
to come in. Yeah, someone wants to come in a boat, so hope it's the devil. So, jy het nie die balletjie so gegooi nie. Jy was aan. En sodra jy die bal in jou hand het, mag jy nie meer beweeg nie. So solank as met die bal beweeg, kon jy hom optel. Maar as jy hom opgetel het en Lance is daar, dan gooi ek vir Lance en ek eind vir sy gesig. Jy wou die ou laat weet, jy is nou aan. Ons het mekaar geroer. Of middelmannetjie met die tennisbal. Weet julle wat dit is? Almal is in die middel, 2 aan die kante en jy gooi vir hulle. Dis wat ons besig gehou het met die Gen X generation. Nou in die middag as jou werk klaar is en jy weet jy's nou uit die moeilikheid met pa, dan kon jy gaan speel. En jy het geweet 6:00 is die kos op die tafel. As jy nie 6:00 daar is nie, gaan slaap jy honger. Jy het nie dood gegaan nie, jy was nie mishandel nie, jy het reëls gehad. You had rules. En jy moes by daai reëls lewe. Wat gebeur vandag? Almal is op hulle bloody fone. Almal is voor hulle komputertjies. En kyk hoe lyk ons kinders, dan wil hulle weet hoekom weeg hulle 100 en staan dit 5. Because we're not keeping busy, we're not keeping fit and we're not keeping healthy. Wanneer laas het julle kinders gesien? Hierdie is die shocking, luister gou mooi. Dit is die skokkende deel wat ek in die Lyceum ewen sien. En dis sy kinders. Ja. Weet nie hoeveel het hy nie. As ek in die pad opkom, speel hulle in die pad. Wanneer laas jy het ergens gesien? Die swart kinders doen dit nog. Ons wit kinders het bloody lui geraak, want die ouers is lui geraak. Koop hom 'n foon, hoepie, hou hom vir 10 ure 'n dag besig, maar hy instaan dit 6, dan wil jy weet hoekom lyk hy so. Hoekom sukkel hy? Hoekom het hy siektes? Want jy het vir hom 'n foon gegee. Papa en mammy, you caused the problem. Ons het hulle geleer om lui te wees. Hoeveel kinders doen vandag hulle ouers se tuin? Ja. Hoeveel kinders vra vir sy pa, kan ek jou kar was? Ek het vir die ou wat vir my werk, toe vra hy vir my, want hy het 'n tuin gemaak en toe sê ek vir hom nou, this is wrong, do it this way, it's going to work better. Toe hy dit klaar doen, toe roep hy my en hy sê vir my, boss, come and look here, it looks nice. Toe sê ek, ja, jy moes maar net geluister het in die eerste plek. Hy sê, how do you know all of this? Ek sê, do you know what, when I grew up, when I was in standard 3 to standard 9, I never got pocket money. There were 20 police houses in our block. Nou praat ek van Gerry Coetzee daar gebly, Callie Knoetse, Benny Knoetse, al die professioneel, James Dalton het daar gebly. Ek het almal se tuine gaan doen en ek sê vir hom, hy is geskok toe hy dit hoor. Maar dit was baie geld daai tyd, hoor. Ek het almal se jaarde gras gaan sny, die tuine gemaak, die kante gedoen en ek het nie 'n weed eater gehad nie, mense. Ek het 'n skêr gehad. So ek het tuine, ja, en ek het die grassnyer gestoot. Nie op hom gesit nie, met 'n margarita nie. Ons het nie eens geld gehad vir margaritas nie. So ek het elke persoon 20 huise, R20 gecharge. Aan die einde van daai week het ek R400. Weet jy hoeveel geld was R400 in 1980? Ek was flippend skatryk. Skatryk. En die ouens wil weet, waar kry ek die geld? Ek sê, ek doen tuine. Maar hulle wil dit nie gaan doen nie, maar hulle wil die geld hê. Is dit nie vandag hoe dit werk nie? Ja. I want to live rich life, but I don't want to do work to get there. Jy sien, daai generasie was geleer om te dink. Jy het nie 'n foon gehad om ergens te kom nie. Jy het merkers gehad. OK, ek weet hierso, by hierdie huis met die pink mure moet ek regs draai. By hierdie winkelsentrum moet ek net omry, dan draai ek links. Of jy het 'n padkaart gehad. Jou brein moes werk. En dan die ergste van alles is as jy aan die einde van die bladsy kom en jy moet omblaai. Dan kyk jy nie waarna toe sê hulle moet jy omblaai nie. Want die padkaart het nooit geloop van die bladsy na die bladsy nie. Blaai om, dan moet jy eintlik gaan 10 bladsye aan op 100 bladsye aan. Jy kyk na die verkeerde kaart. So jy het geleer om jou brein te gebruik. Hoeveel van julle
Ken jy julle familielede se telefoonnommers uit jou kop uit? Niks. Niks, hoekom? Want ons maak die foon oop, ons sien sy naam, druk bel. Weet jy hoe dit in die ou tyd gewerk? Daar was 'n ding in die muur. Ja, nie die goed nie. Maar daar was so 'n groot boks teen die muur, daar. Hy het so lank draad gehad. Nou as jy ryk was, het jy die draad baie langer gemaak. You made it a lot longer, dat jy kan loop met hom 'n bietjie. En dan kom jy dan druk jy knoppies. Ons huisnommer in Kensington was 6165642. Ek onthou dit nog. Ek kies wat ek wil onthou. Maar dan het jy so gebel. Jy moes nommers onthou of jy het 'n Rolodex gehad. Ja. Wat is 'n Rolodex, Lans? Ja, ek weet. Ja, hulle weet nie. Dit is 'n ding. Hy lyk soos earphones, né? Hy staan so, earphones, en dan het hy so pen deur. En op hom is klomp kaartjies. Hulle is genommer A, B, C, D, E, F tot by X. Tot by Z. Ja, so, dan skryf jy die mense se telefoonnommers op daai Rolodex. So as ek oom Billy wil hê, ek moet mooi onthou hoe ek hom neerskryf. Oom Billy of Willie. Dan sit jy Willie na weer toe, hier's Willie. Tik 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 tik. Hallo, hoe gaan dit met jou? Daai nommer asseblief op TV, jy onthou dit. Maar dis hoe daai generasie gewerk het. En dit was die karakter wat ontwikkel was in ons. Hulle sê die generasie wat alles sal ooit kan regmaak, is die Gen X generasie. Hulle sê dit nie ek nie. Hulle sê that's the generation that knew how to fix stuff, that logically thought about the solution, not the problem. Dis die generasie wat nie omgee wat jy van ons dink nie. We don't care. Ek het nie likes nodig en views nodig om te sien hoeveel mense like my nie. Ek weet mense like my nie. Die wat my like is haat. Die wat my vriende wil wees is regtig haat. Jy het regtig seker nie mense in jou lewe nie. Maar ons het net nie omgegee of jy ons like of nie. Dis hoekom ons so is laid back. Ons worry nie. Dit gaan ons nie doodmaak as jy nie met ons praat nie. Ons het geleer om onsself besig te hou. Dis die karakter wat ontwikkel in ons was. Nou wil ek terugkom na God se karakter. Jy weet, daar's baie dinge wat God doen. There's a lot of stuff that God does and that he shows us and he implements in our life. Maar daar's een ding wat in die Bybel sê, dit is God. This is God's character. Dit is die Here. God doen baie goed. Lans, jy het nie vanoggend opgestaan omdat jy oulik was nie, Boeta. Jy is, maar dis nie hoekom jy opgestaan het nie. Jy het opgestaan omdat God jou genade gegee het vir nog 'n dag. Daar's een ding wat God is, nie wat hy doen nie. All the other stuff God does. He gives grace, he gives all the stuff into your life. But there's one thing that God is, that can never change. Wat dink julle is dit? Die Bybel sê dit, God is. Dit is wat dit is. En die begin en die einde. Ja, God is liefde. 1 Korintiërs 13 is die volgende ding geskryf. Nou bly hierdie goed oor, geloof, hoop. Maar die belangrikste hiervan is die liefde. Kom ek wys gou vir jou God se liefde. Maar voor ek by dit inkom, gaan ek met jou bespreek die liefdes wat jy leer deur jou lewe. Nou gaan ek daai twee se gesiggies mooi watch. Die eerste liefde is 'n liefde wat ontwikkel word wat jy niks mee te doen het nie. Ek hoop dit was die situasie toe jy gebore is, ma en pa was lief vir mekaar. Want anderste was dit net last. Maar, maar dit het eintlik, al was dit last of 'n ongeluk of dinge wat verkeerd geloop het, jy is hier. Niemand het die reg om iemand dood te maak binne in iemand se maag, omdat jy so voel nie. Beethoven kom uit 'n situasie uit van verkrachting. Wat het hy geword? Die grootste komponis in die wêreld. Hulle speel vandag nog al sy goed. Van kyk na die geskiedenis van al die groot mense. So jy's gebore uit 'n konsep van een of ander tyd liefde. Maar dan kom jy in hierdie wêreld in. Nou hier is interessant. Want jy word ook nie gebore met die eerste een nie.
Jy leer dit aan. Het enige een van julle by ma se maag uitgekom en in die eerste paar maande het jy 20 chommies gehad? Of vandag het jy 20 likes gehad? Wat gaan help? As iemand jou like, hulle klik mos op daai wat s'ie teken? Op jou Facebook of Ja, Instagram. dan klik hulle like jou of hulle like dit. Almal lewe volgens dit. Hulle karakter is opgebou, hoeveel mense hulle het, hoeveel followers hulle het. Daar sê, dis die woord wat hoeveel volg my. Hulle volg jou nie. Hulle is bored. Hulle stel net meer belang in jou nonsens as hulle eie. Maar okay. So dit's wat likes is. Okay, oom, ek kan ook verkeerd wees. Flip, ek weet man. Maar okay. Maar nou, jy het nie uit jou ma se maag uit gekom en ewe skielik het jy 20 chommies nie. Het jy nog geen? Het jy daar nie 'n kamertjie gelê waar al die babas lê en sê, "Ag, jy al 'n bietjie." Nee, jy leer met tyd die een liefde wat God ingebring het in ons lewens en is verlei. Verlei liefde beteken 'n liefde vir jou naaste. 'n Verhouding wat jy met iemand bou. Nou, om eerlik te wees, ek weet nie of julle self bestempel is dit nie, maar ek het nie baie vriende nie. Ek het net 'n probleem om mense in hierdie kring in toe te laat, want hulle disappoint jou in elk geval. So, maar verlei jou beteken die mense wat jy leer ken. En dan bou jy vriendskappe en verhoudings met mense. Okay, dan ek kan altyd lag as ek kyk 'n video waar die ou in die friend zone is met die girl. Hey, jy's stupid. Maar ja, net so tussen my. Maar nou, verlei jou gaan baie keer oor in 'n dieper verhouding met iemand. Veral as dit teenoor die teenoorgestelde geslag. Ons gaan nie eens die stupidheid van dieselfde geslagte bespreek nie, want dit is in God se oë is dit verkeerd. So, verlei jou gaan later tussen 'n man en 'n vrou. Okay, julle tweeetjies. Julle het nie ewe skielik net besluit julle is nou lief vir mekaar nie, is dit? Nee, waar het jy haar die eerste keer gesien, Lans? Ek hoop nie in die bad nie. Hoe mooi. Okay, wat was jy besig om te doen? Ja, wat vir 'n ding daarso. Nee, voordat jy, waar het jy haar gesien wanneer jy besluit het, okay, jy wil nou dieper in die dinge gaan? Waar gepraat? So, Op die voor. ja, so julle het as vriende begin praat en toe besluit jy, weet jy wat, ek gaan nie die ding pursue. Ek gaan agter hierdie ding aangaan. Almal van ons. Jy het die girl gesien, iemand het jou vertel van haar, jy het haar pursue en toe begin jy wil bietjie meer as vriende wees. Hierdie stupid goed op YouTube bly net chommies. Hy spandeer al sy geld op 'n chommie. Jy's dom, jy's dof man. Maar nou leer julle mekaar ken en JJ en Shamaine leer mekaar ken en jy en jou partner en jy en 'n manlief en julle en nou raak jy interessante dinge aan die gebeur. Want niemand word ook gebore in daai kamertjie waar die babietjies lê en sien hierdie mooi baba girltjie en spring in haar kot in. You see, this happens with time. You start learning to know the person, dan kom daar ander gevoelens in jou. En pas op as jy alleen is. Die Bybel sê pas op. Want dan kom daar ander gevoelens in. En dit noem hulle die eros liefde. Waar dink julle kom die woord erotica vandaan? Wat van Grieks? Die Hebreëse woord wat gekoppel word aan eros liefde. Dis hierdie nie interessant nie. Dis die Hebreëus wat dit gebruik. Dis Cupid. Wat weet julle van Cupid? Dis so 'n vet dingetjie wat met 'n pyl skiet na die girl toe en dan raak hulle verlief op mekaar. Nou dan begin Cupid 'n rol speel. En Eros kom in die gedrang in. Nou Eros is wat ontwikkel moet word en dan trou jy met iemand. Dis 'n erotiek liefde wat tussen 'n man en 'n vrou moet wees. Tussen twee partners of tussen iemand vir wie jy lief is. Dan kom daar die volgende ding. Nou hier is waar die mense kort skiet. Jy's deur die verleihou-sisteem, jy's deur die eros-sisteem. Dan kom die volgende een wat agape liefde is. Agape is 'n onvoorwaardelike liefde. Weet jy wat's daai liefde?
Dit is God se karakter wat dan toegepas word. Wat is God se karakter, oom Willie? Kom ons kom gou by die realiteit uit. Hoeveel foute het jy hierdie week gemaak? Baie. Kon nie my roete reg. Frans, jy? Ek kan nie eens almal onthou. Okay. How many mistakes did you make this week? Myself, a few. Quite a few, eh? Lance? Net jy weet die waarheid. Onthou net jy weet die waarheid. Jy kan hoog heilig hier sit and you can say I didn't or I'm perfect or I don't make mistakes. Jy beter baie vinnig jou mind change want jy lieg blikskottel. So you know when you got angry, when you got frustrated, when you were two-faced, when you were talking behind someone's back. Wanneer jy hierdie goed gedoen het, wanneer jy kwaad geraak het. As jy nie weet wat die sondes is nie, gaan lees Galasiërs 5. Gaan lees 1 Korintiërs 13, 1 Korintiërs 12, 1 Korintiërs 9, gaan lees Filippense, gaan lees Kolossense, gaan lees die boeke in die Nuwe Testament. Hulle so gou op jou sê. So die vraag is weer, JJ, hoeveel foute het jy hierdie week gemaak? Te veel om te onthou. Okay. En die Mariaan? Don't you think we're in good company? But we're also in bad company. Because people want to play God. Mense wil God speel. Kom ek vertel jou hoe werk God se liefde. God se liefde het 'n filter voor hom as hy na Trevor kyk wat foute maak. Daai filter word genaam Jesus Christus. That filter is Jesus Christ. Hoekom dink jy het op die kruis gesterf? Vir al die goeie ouens wat in die kerk sit. Hy sê, ek sterf vir al die sondaars. Hoekom gaan jy kerk toe? Want jy weet jy's 'n sondaar. Hoekom dien jy die Here? Want jy weet jy's 'n sondaar. Weet jy wat die slimste persoon op aarde? The person that knows he's a sinner and still serves God. You know what's a fool? The one who knows he's a sinner and he runs away from God. You're running away from the net that protects you. Jy hardloop weg van die net wat jou beskerm. Baie keer as dinge in ons lewe verkeerd gaan, if things go wrong, it's always God's fault. En ons vra die vraag, hoekom Here, ek dien jou dan? En dan het jy 'n baie vinnige besluit wat jy moet neem. Move away from God or move towards God. Maar as jy wegbeweeg van God, het jy 'n net wat jou beskerm. You don't have that net that protects you. But when God looks at Trevor making mistakes this week, right between Trevor and God is that net standing and they call him Jesus Christ. En God kyk deur daai sif na jou, deur Jesus Christus se bloed. Weet jy wat doen ons? As mens, as ek sien Trevor doen iets verkeerd, dan vat ek daai net weg. Want ek wil in kontrol wees. Ek wil die situasie beheer. So jy vat Jesus Christus uit die equation uit. Want as God liefde is, weet jy wat sê God se liefde? As Trevor 'n fout maak, kyk ek deur Jesus en ek sien die bloed van Jesus en ek weet Trevor is belangrik genoeg dat my seun op die kruis moet sterf om hom te vergewe. God se karakter is altyd, he wants to restore the relationship between me and you. Between you and him. And the only person that could pay that price was Jesus Christ. Die enigste persoon wat hy prys kon betaal, en dit is die toppunt van liefde. As jy bereid is om jou seun te gee, om dood te gaan vir iemand anders. Mense, wie gee ons die reg om God te speel? Ons kies wanneer ons die Bybel glo, en ons kies wanneer ons om een kant stoot. Is jy werklik 'n kind van God as jy dit doen? Of speel jy Christendom? Ek vra julle, antwoord my. Are you playing Christianity or are you doing it? Because if you're doing it and you say, I'm a child of God, then God says through Jesus Christ, strive to be holy because I am holy. En God sê, ek is liefde. Dis nie 'n karakter van hom nie, God is liefde. En hy sê, wees soos ek. Dan slaap jy in die diens. Wakker word.
Hy sê God is liefde. So if God says you are my child, I paid the price for you, what are you supposed to do to say to God thank you? Sê my gou. Wil jy dit toegelaat dat jou kinders disrespekvol teenoor jou wees? Wat het jy gedoen as hy is? Vyfvoudige bediening. Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomie. Ek klap jou met al 5 boeke van Moses. Lekker cell meeting, né? Daai foon word myne, ek gaan my huur betaal die einde van die maand. Sorry, ek vra om verskoning. Nee, is reg om Billy. So op die einde van die dag, mense, verstaan een ding mooi. As jy sê jy glo in God en jy glo in die Bybel, then it's not optional to do what God says. Nou gaan ek jou gou skok. Ek en JJ het dit bespreek en ek wou niks verder sê nie, ek het hom sê ek moet stil bly. Wie is verantwoordelik vir jou geluk? Mia, wie is verantwoordelik vir jou geluk? Ek en myself. Weet jy wat se era lewe ons in? Ons word so beïnvloed deur mense om ons, dat hulle ons geluk net so aan en af switch. Hulle switch hom so aan en af. Want as jy my sleg behandel, want jy dink is jou reg om dit te doen, dan laat ek toe dat jy my ongelukkig maak. Want mense like om relevant en belangrik te voel. Dit is hoekom hulle mense manipuleer om dit te doen. That's why people do this kind of stuff. Weet jy wat jy veronderstel om te doen? As jy toelaat dat mense jou geluk steel, is jou fokus nie op God nie. Then your focus is not on God. Wie het dit al toegelaat? Wie het al toegelaat dat iemand naby aan jou ongelukkig maak, dat hulle jou joy steel, dat jy nie meer wil smile nie, jy voel nie meer lus vir die dag nie. Ek het die laaste tyd 'n hele klomp van hulle gehad. Ek het net besluit, die hel met dit, ek is verantwoordelik vir my geluk. Life goes on. Weet jy wat het ek iets besef? As ek môre doodgaan, oor 3 weke van nou af, is ek nie meer op iemand se mond of tong nie. Baie min gaan oor my praat en my onthou. Is ek reg? Sê my as ek verkeerd is, mense. Nie eers so lank nie, is ek reg? Meeste mense beklei totdat die geld uitbetaal word, die huis aan iemand behoort, die kar aan iemand behoort, die bike aan iemand behoort. Dan is jy non-relevant. Besef jy dit? So wat is jy verantwoordelik voor? Jou geluk nou. Your joy, your peace now. Weet jy wat doen jy? Vat dit terug. Take it back. Ek het 'n keuse gemaak in my lewe. Niemand is verantwoordelik vir my geluk nie. En niemand gaan dit weer steel nie. En ek en jy het iets bespreek wat ek en jy gesê het, JJ. The Bible says, argue with a fool and 2 fools are having a discussion. Ons het dit nou gesê. Ek gaan nie meer met mense praat nie. Want ek het lank terug gesê, ek staan nie vir 2 weke en doen counseling op mense nie. Ek sal vir jou sê wat die Here sê, as jy dit nie wil doen nie, jou probleem. Gaan sien iemand anders. Go see somebody that wants to spend 2 weeks with you. Ek wil nie. Ons kan koffie drink vir 2 weke, kuier vir 2 weke, maar moenie jou probleme myne maak nie. Sort dit uit. If you know God, God has the answers. Don't prolong it. Don't try to do God's job. Moenie die Here se werk vir hom probeer doen nie, jy sal nooit kan nie. That's why he's God, he's sitting on the throne and you on earth. The Bible says, who does the convincing? You or the Holy Spirit? Hoekom het Jesus voor Pilatus sy mond gehou toe hy vals beskuldig was? Why did he keep quiet? Because he knew, 2 people knew the truth, him and God. Why do you want to defend yourself when you know you're right? Weet jy wat gebeur as jy dit doen? 'n Nuwe argument begin. A new argument starts. At the end of the day, nothing matters except what God knows. And the only one that knows the truth about your situation, your life, and what you're going through is you and God. And I can promise you, things in your life will change if we start getting the mindset of trusting God and not people. Iemand het eendag gesê, toe sê die vrou, sy vat offense, want die persoon het vir haar gesê, she.
Sy sê, but I can clearly see you a woman. You dress like one, you look like one. What must I call you? Toe sê die een, call me them. Toe sê sy, I'm not going to take part in your stupidity. Haar antwoord was so mooi. En dis my antwoord vir enigiemand wat my joy wil steel in die lewe. I'm going to take part in your stupidity. You singular, you want to call me them. Them is plural, it's two or more. I'm not going to act stupid because you say stupid stuff. En dit is, God wil hê, ons moet op 'n stadium kom waar ons fokus op hom, sy karakter aanvaar. Moenie my vertel jy is 'n Christen as jy nie deur die sig van Jesus na iemand kan kyk nie. Because then you're not a true Christian, you're playing Christianity. A true Christian will take the character of God and implement it in their life. If you're unhappy in a place, you're unhappy in a situation, leave that situation. It's easy. Go away. Carry on with your life, let somebody else carry on with their life. But why do people want to meddle in each other's lives? Why would you want to irritate people? Want weet jy hoekom? We get our kicks out of irritating and frustrating people. Want as jy sleg voel oor jouself, wil die ander mense ook laat sleg voel oor hulle self. Hulle sê broken people want to break others. Hurting people want to hurt others. Die vraag is altyd, wat gaan binne in jou aan? What's inside of you? As jy nie daai vraag wil antwoord nie, moenie jouself 'n Christen noem nie. Because a situation, the biggest investigator in your life can only be you. Jy moet vir jouself kan sê, wow, kom ek kyk eers waar ek kort skiet. Want weet jy wat doen mense? As hulle ongelukkig is, wil hulle ander mense ongelukkig maak. Dat hulle in hulle ou babbel kom bly. Take back your joy. Get the character of God in you and live according to the character of God. God is love. God is liefde. En hy kyk deur Jesus na mense. As God dit nie gedoen het nie, Lance, was jy al lankal in die hel. As God dit nie met my gedoen het nie, was ek lankal in die hel. Frans, jy was lankal in die hel. Whether you believe in hell or not, jy gaan uitvind. Doesn't matter if you believe or not, you're going to find out one day there's a heaven and there's a hell. There's a Jesus, there's a God, and there's Satan. It depends on which one you're going to pay rent, and it's going to be for the rest of your life. Jy gaan of brand of lekker lewe. Kies jy. What are you going to do with your life? You were not put on earth to control other people. You were put on earth to control yourself. Jy is op aarde gesit om jouself te beheer. Die Bybel sê nie, wil nie beheersing nie. Dit sê selfbeheersing. Control yourself. Be in control of your own life. Stop meddling in other people's lives. Stop playing God. Ook dink jy's God. You will never be it. Take back your joy. Live in the character of God. God is love. Kom ons bid. Let's pray. Lord, we want to thank you that your measurement of love is not bound by what we do and how we live. Your measurement of love is bound by what you created in us and what you want and know we can be one day. Here het ons geskape om great te wees, om gelukkig te wees, om geseënd te wees, om beskerm te wees. Dis hoekom Jesus kom sterf het op hierdie aarde. Wees nou saam met elkeen vandag, Here, dat ons binne u karakter van liefde kan lewe. Vader, seën ons in hierdie dag en seën hierdie dag verder en seën elke persoon. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Dankie, Pierre.